Dis Sondag aand en dit is podcast tyd. En dankie dat jy nog steeds saam luister. Ek gesels vandag met Lizette Wilson. Lizette ken ek van Facebook af, want sy behoort aan 'n groep waaraan ek ook behoort. Dit is 'n Suid-Afrikaanse groep vir Suid-Afrikaners wat in Nederland woon. En daarin skryf Lizette redelik gereeld skreeusnaakse stukkies oor haar wedervarings hier in die platland. En toe het ek gedink dit is regtig nou tyd om met haar te praat. Want Lizette skryf nie net dinge vir Facebook nie, sy is ook 'n ou hand op TikTok, waar sy 'n groot volgersbasis het. Lekker luister na ons gesprek oor die wel en wee van 'n lewe in Nederland. Hoe het julle in Nederland opgeëindig? My man, of my verloofde, het 'n werk gekry hier dat hom geheadhunt deur Weert as 'n ingenieur. So ons het begin in die Oosland. COVID het geslaan, toe is ons toe het hy 'n job offer gekry in Kaap. Terwyl ons in die Kaap was, het Weert hom gekontak en ons het daar letterlik ons kon nie ons flat se rent hernie nie, want ons het gewag vir die papiere van Nederland om deur te kom en ons ken nou my fees nie. Ja. Mhm. Okay, so ons het net lank gewag vir ons papiere. Ons het omtrent 6 maande gebly in bed and breakfasts. Terwyl ons Ses gewag het vir maande. papier, not lying, en ek is nog steeds nie al my papiere nie. Ek is Sjoe. geskei 100 jaar terug. My kind wat nou 28 is, was 3 jaar oud. So, daai divorce decree het somewhere verdwyn along the line. Onthou daai tyd was hulle nog op papiere, right? So niemand weet waar dit is nie. Ek het nou al die juristics wat ook al in Nederland is nou al besig met dit. Hulle gaan nou vir my die ding retype. Nou ons is nou al 3 jaar hier en ons het nou nog geen goed nuus. Ons het 6 maande tot 'n jaar gewag in Suid-Afrika. 3 jaar hier en die papiere is nog nie deur nie. Ek gelukkig is al my apostille docs en goeders deur. Maar anyway, so ons is nou hier, hy is daar. Ek het vir lank nie gewerk nie. Toe het ek nou besluit ek gaan dit try en ja, dit is ons mens ouer raak nie. Dis genuine like 'n logistics werk. Ek is 'n hustler, ek's 'n talker, ek's 'n writer, ek's 'n storieverteller en dit raak insane vir my hoor. Want Mhm. mens sit met 'n taalverskil en jy sit met 'n ouderdom wat jy's nou al lank hier, né? Ja, Hoe lank? ja, ja. En Ja. 22 jaar. Ja, dis die ding nie. As mens ouer raak, jy tel nie tale so maklik op nie. En 'n mens is stubborn om boop dit, nee. En dan op die einde van die dag het jy 'n kulturele verskil sowel as 'n taalverskil en dit raak moeilik in die werkplek hoor. Ek glo nie die mense buite besef die challenges hier om die werk is nie Suid-Afrika nie. Ek Mhm. dink baie mense in Suid-Afrika kan hier kom werk en hulle gaan dit nie uithou nie. Never mind as jy Mhm. ouer is, want I mean daar's nie 'n age stamp op iets nie en daar's nie jy doen een ding, almal doen dieselfde werk en jy nie te dood. So ja, ek is in logistics vir nou. Ek is besig met al my eie goedjies. En slowly but surely kom ons daar uit. Was dit vir jou, toe jy aangekom het, was dit vir jou dadelik 'n skok of het die skok so stadig ingeskop? Die skok het baie stadig ingestop want dit was 'n novelty vir my. Soos ek sê, ek is Oosrand Afrikaanse meisie van wherever. So ek was nog nooit oor see nie. Never ever in my entire life. Die wydste wat ek gegaan het was Lesotho. So ons papiere het lank gevat om deur te kom en ewe skielik het weer gesê, okay, vlieg môre. So dit was 'n helse gejaag en om goed gepak te kry en daar was nie eers kans om ordentlik te dink nie. Kom ons by die lughawe toe het ons tasse verkeerd geweeg ding. Toe ons daar kom, toe sit nie 3 tasse nie, dis 2 tasse en een moet halfte van die gewig is. Of jy betaal R2000 of jy moet op die vloer sit en net so wat goed so uitgee vir sekuriteit. Hulle het dit gedink dis cool. Maar anyway, toe het ons gekom en toe weet ons opgetel met by die lughawe met 'n bus. Busie of wat ook al en ons het na toe gebring. So ons het basies geslaap op 'n matras, op 'n opblaasmatras in die middel van die winter met geen koppies of niks nie. Ons het geloop van hier af na IKEA toe in die freaking snow, nee.
met 'n rugsak om koppies te gaan koop en goed dat ons net kan koffie maak. Maar ja, it's part of the game. Ek dink ek sukkel nog steeds, soos ek sê, is 3 jaar later en mense sukkel maar nog steeds met die adjustment want ek is nie jonk nie en ek is al my jare gewoond aan 'n sekere kulturele manier. Ek is gewoond om te hustle in 'n sekere mark. Ek ken mense baie goed. So ek kan iemand op baie vinnig lees. Dis hoekom ek maklik skryf en goeie so because ek's very relatable. Ek en empathetic en die res en dit is vir my hier moeilik want dieselfde emosies beteken nie noodsaaklik dieselfde ding Mm. nie. Ja, ja, ja. So En, as ja, en die humor is totaal anders, totaal anders. Dit het jy gaan baie dan dink jy like jare gevat. kankerleier, what the hell? Waar ek vandaan kom as jy vir iemand sê kankerleier dan spreek jy dit oor en dan gaan jy dan gaan brand jy wit kersies en men dink what the hell? Die mense sê ek moet gaan Mm, kanker kry. mm, So mm. ja, dit raak maar mens pas maar altyd aan en dit altyd werk. Ja nee, seker, aanpas sal jy aanpas. So kom ons praat eers oor die huis opsit want ek wonder of daar Suid-Afrikaners is wat hier aankom en nie 'n draai by IKEA gemaak nie. Want ek het nog baie vivid memories van hoe ons IKEA toe ry en met Was koud toe berge maar kom was so planke groot nê. terugkom Jy en moet al jy daai weet ons goed kom terug in die sneeu met 'n rugsak, weet, met 'n rugsak. En dis letterlik like 4 kilometer, not even lying. Want jy oh, weet ons van taxi nie, ons weet nie hoe om te ry nie, ons weet nie van niks nie. Ons dog is net hier om die hoek. Ek gaan op ventilate langs die pad, my man is 8 jaar jonger as ek. En hy sê, ek gaan nie meer met jou loop nie. Ek kan maar alleen loop as dit jou beter laat voel. Maar anyway, we did it. So ja, baie IKEA goed, baie Markplaas. Ons het gedink dit is soos 'n flippin en ons is nog steeds bietjie aan die klatter en ons probeer dit maar uitkry. Maar die meubels is so nice goed wat jy hier kry vir niks op Markplaas. En ja. dieselfde goed is soveel werd in Suid-Afrika en dan dink jy, "Ag, dit is so mooi en dit is so mooi." Op die einde van die dag het jy nie plek vir al die goed nie. En dan ja, maar een van die mense is baie nice op Markplaas. So jy het ons nie regtig issues op Markplaas nie. Ja, en soos ek is nou besig om kantoor op te sit. Want dis so op hierdie stadium werk ek vir my bank af en dis vir my baie moeilik om te skryf en om te design vir my bank af. So ek het nou die hele lig kantoor setting opgedoen. Spasie is limited. Ons maak dit maar Baie, werk. né? Mm. So ons het nou basies ons tweede slaapkamer. Ons het nie regtig mense wat hier kom slaap nie. So ons het tweede slaapkamer het ons soos 'n industriële kas, want weer eens Nederland het nie kaste nie. Mm. En my man is 'n ingenieur, so hy always overthinks things. So ek het nou gegaan en vir ons reilings opgesit. So spasie so industriële reiling. So hy het nou eers die hele kamer volgemaak. Nou het hy gesien daar's genoeg spasie vir my om so die reilings gaan nou halfpad in die middel van die kamer. So aan die agterkant van die kamer gaan ek nou net screens opsit. Die agterkant van die kamer so basies buffer die met die kleure, die klank. So ek sal op lyn kan werk sonder dat daar issues is. So, but it's all an ongoing process. Ek is impulsive, ek sê kry dit en doen dit. Hy meet en tel en pas en review vir 2 jaar en but ons raak gewoond. So dit is ongelukkig nou maar hoe dit is. At Dit least kom my daarby uit en ek weet as hy dit doen is dit 'n goeie job. So is dis die belangrikste, anders moet jy dit self doen. Dis ook nie so lekker nie. ja, dude. Ek sal dit self doen. Dude. Ek het al lank al vir hom gesê. Hy wil hy soek diertafels en ek het net nou die dag 'n lekker stryde gehad. Ek wil nog die video opmaak, is besig om dit te doen. Het ons ek het tafel dis wie een van ons het 'n roltafel gekoop, which was very good at the time, right? Maar hy is bulky, is groot, hy vat spasie en hy maak nie sens as jy wat soos ons werk nie, want jy het nie spasie om goed te pak nie. Mm. Ek kan nie kameras en goeders opsit op 'n roldesk nie. So, toe sê hy, okay, hy het nou 'n plan, hy gaan hy gaan die rol ding afhaal. Toe ek nou sien hoe lyk die ding bo op, nee. Toe sê ek vir nog sê vir meneer nie. Ek gaan nie op hierdie lelike tafel werk nie. Hy pas nie met my goed nie en ek dink ek werk hard genoeg, nee. Ek werk 'n skofwerk soos 'n boy en ek flippin sit op lyn en werk die hele tyd. Ek het 'n ordentlike tafel nodig. Ek weet Mm. dit is nou hier baie madam, maar I don't want it. So ek sê vir hom kom as 'n belly trok kringlip kan hy dan kom haal. Ek sal 'n goedkoop tafel kry op lyn, sommer een van daai. Ek kan nie
hoe dit lyk nie. Dit solank dit 'n netjiese tafel is wat funksioneel is, ek alright met dit. En I mean, en hierdie goedkoop tafeltjies is actually quite convenient want hulle is kompak en dis lig. Ja. So ek sê kry die ding. Hy sê nie oor my dooie liggaam sal ek rubbish in hierdie huis inbring nie. Jy wou daai tafel gehad het. Ek het 'n kar gehuur om my ding vir jou te kry. En dan sê ek I don't want it. So long story short het hy nou in plaas om €150 te betaal vir 'n tafel, het hy gaan uh kompressors en alles koop om die ding af te sand. Oh ja, dit is 'n manne ding daai. Koop tools, tools red alles. Ja, ek so dit staan hy bo, nou sit ons weer, ons kan nie sand buite nie want dis heeltyd koud. So dis nothing to say, maar anyway, dit is so sê. So ons kom by die kantoor uit. Ons kom by die skryf uit. Ek probeer die punt is om autobiography te skryf my lewe as jy kan hear is very entertaining. Altyd 'n storie. En dis alles waar stories. It's just like, ja. Dis alles waar stories en ek is maar 'n bietjie dramaties. So maar ek dink as 'n mens nie terugkyk en lag oor die goed nie, then you will never survive. Veral in 'n plek soos die waar, soos ek sê, culture is heeltemal anders en ek het nooit gedink dat ek letterlik sal skryf nie. Okay, ek het die art journaling gedoen en al daai goedjies wat almal maar doen. Maar met 'n man in die huis is dit baie moeilik om te journal want hulle is gesels die hele tyd. So jy het nie regtig tyd om te journal nie. En nou sit ek in 'n environment waar kommunikasie is not that easy en dit is vir my makliker om op papier en op kamera te communicate. En is niks om mee te relate en ek dink dit is goed om vir ander mense te laat weet hulle is nie alleen nie. Want ek dink ons almal feel like very victimized op van tyd tot tyd en jy voel getarget en jy voel en dalk is dit op die einde van die dag net omdat jy die kultuur nie verstaan nie. So dis goed om die ligte kant van dit te sien ultimately. Alhoewel ons nie altyd so voel nie. Nee, wat jy doen is jy skryf op ja, daar's hierdie groot Facebook en Instagram communities vir Suid-Afrikaners in Nederland. Daar's 'n hele klomp van hulle. Ek weet nie of jy op almal post en of jy net op een post nie. Ek is nou meestal op daai een nie, want ek dink hy's baie meer active. Maar ek moet op almal soos ek sê, ek is heeltemal ek het nou eers begin met om die ou goeders te doen van in Suid-Afrika versus ek voel dat my is baie saturated. Ek het gesien op my TikTok is besig. Ek het so net so amper 11,000 followers daar, maar my mark is 'n bietjie anders daar want ek is meer op my Gen X musiek, my creative side of it. Ek het gesien die minuut wat ek te veel expat goede opsit nie, duik my algorithms en ek verloor mense. As jy nou sê jy het soveel followers, is dit followers van oor hele wêreld. Nou dis nie Die hele net wêreld. Nee, die hele wêreld. Ek dink meer en ek is actually surprised om te sien op die stats dat meeste van hulle is van Europa af. So my mark is actually hier. Ek het nog baie Suid-Afrikaners op my TikTok. Ek glo dis goed om nog mense taal te probeer onthou en jou kulturele en die sê goed is nog steeds funny en dis goed wat ons altyd by ons sal bly en miskien probeer ek dit maar vir myself onthou ook, is net sodat mense nie jou eie identiteit verloor in chaos nie, want dis basies wat gebeur, ons is almal hier op so 'n autorol om net te survive en ons vergeet wie ons is by einde van die dag. Ek is 'n car salesman, recruiter, hustler al my lewe. Hier kom ek kan nie hustle nie want ek kan nie Dutch praat nie. Ons is gesê toe ons hier aangekom of toe ons aansoek gedoen het en ek dink al die recruiters doen dit dat die plek is baie Engels en dit is nie Engels nie. Hulle dink hulle is Engels. Ja, hulle doen. Ek kan nie as 'n Engelssprekende mens gaan 'n saleswerk kry nie. Want weer eens is dit nie net die taal wat verskil nie, die mark verskil. Mense wat ek as 'n verkoopspersoon of 'n recruiter in Suid-Afrika sou gedink het dis funny en dit entertain someone, kan hier as offensive gesien word. So die mens moet heeltyd versigtig wees oor wat jy sê, body language en die heel lot. So I reinvented myself en ek doen nou iets heeltemal anders op my ouderdom. Maar kom ons praat gou daaroor wat ek dink dit was gister of eergister het jy 'n ding gepost van die jong wat is hy
die team lead of wat ook al Don't even quote it. Dis een van die ouens wat saam met my werk. I had to redirect it because ek het 'n confidentiality clause geteken. Kinders het ongeskik. I think so, regtig. Mm, mm, En mm. ek dink nie dit is intended to be like dit nie. Ek dink hulle probeer. Hulle sit ek weet nie of jy gesien het nie. Hier's baie jong mense wat in leadership posisies ingaan hier. So waar ook al jy gaan. Ek het ewen gesien op recruiter levels. I mean, waar ons vandaan kom met jou interviews lank en ordentlik. As jy hier inkom, die interviews is baie geskenk bo-op. So, um hulle skree nie regtig reg nie. So op die einde van die dag eindig jy op in 'n interview wat jy niks meer dis nie vir jou nie. It's not gonna work. Maar hulle skree nie ordentlik nie. So dis nou wat gebeur hier. Hulle gee vir die ouens wat jonger is 'n gap om in 'n leader, maar die ouens het nie leadership skills nie. Ja, ja. So vir my in 'n leadership skill as 'n leier moet jy nooit sit en luister na gossip en sulke goed nie. Gaan vra self en sorteer dit jouself uit. Want gossip is altyd dit raak 'n bitchy ding en mense raak lelik onder mekaar. En vra die regte storie. Simpel. Kommunikeer, dis al wat dit is. En hulle is ek vind dit baie hoor. Ek werk in 'n weer eens in 'n omstandighede waar baie verskillende kulturele mense is van Europa all over. So ek het daar gegaan om Dutch te leer. Ek het nie Dutch geleer nie, want dit is meer Polish en Ek wou net sê jou Pools is seker 'n stuk beter geword. ja, Polish is Ja. daar en daar's German, dit is maar Duitse maatskappy. Mhm. So en jy kan sien partykeer as jy Engels praat, praat jy reg oor hulle koppe. Hulle het glad nie 'n idee wat jy sê nie, which is convenient partykeer as die mense Pools. loop right. Maar dit is soos ek sê, is 'n challenge. Dit is I mean, die geld is okay. Ons is nie gewoond van Suid-Afrika om sulke geld te kry nie in die posisies wat ons het nie. So, maar op die einde van die dag moet 'n mens dink ek sit en terugkyk wat werk, okay? As jy jouself verloor in die proses, is dit nie moeite werd ultimately om net agter geld aan te hardloop. Mm. It's want ek werk letterlik 8 tot 10 ure 'n dag. Uit hulle uit ek staan seker omtrent 8 tot 10 ure 'n dag. Ek loop af na die busstop toe want dis my die om na die company se busstop. Dis so 2,5 kilos. So ek loop af. Laasweek was ons karstukkend. Another one of my stories I need to get to. Was ons karstukkend en het my man letterlik afgeloop die 2,5 kilos, my gaan haal in die middel van die nag en terugloop. So dan hy loop by 4 kilos en dieselfde in die oggend as ek 6 uur werk, moet hy saam met my 2,5 kilos afloop. So ja, soos ek sê, it's not for sissies, maar Ja. here we are. Ons almal het mag aangevat en gedoen wat ons moet doen. Ek dink baie Suid-Afrikaners is baie ek sien al die lekker dinge en dink ons gaan lekker travel en dit en dat. Ek sê vir my man gister het iemand iets gepost wat weer op soek is na blyplek Ek het en dit toe gesien, daar's skryf iemand anders wat net heeltemal vol is daarvan van dis 'n goeie idee om blyplek te soek voor jy kom want hier is nie blyplek op die oomblik nie. Ek het gesien, nee, toe sê iemand Mm. daarna die tyd is nie so maklik om te kry nie. Ons was gelukkig, nee, want as deel van die weetsding, het hulle moes hulle vir ons plek soek, maar hulle kon net 3 kry. Die rule of thumb is om 3 te kry. So, en dan moet jy nou maar kies. En die plekke is nou nie heeltemal nie, maar soos ek sê, weer eens mens raak gewoond. Die toilet is by die voordeur. Daar is nie 'n toilet bo by die kamers nie. Okay. So ons is so elke as jy wil piepie in die nag, moet jy maar by die trappe af en hoop jy gly nie agterin Daai af. trappe, jy weet die meeste ou mense in Nederland Ja. val hulle self dood, né? Dis Oh my God, ek kan nie waar met wees. daai Ek dink nogal, belaglike trappe. dit is veral as jy met kouse is, dis koud dan lê jy in my bed en dink jy moet ek nie. Kan ons dit los vir 'n rukkie. So ja, ons plek is in Helen, is 'n klein dorpie. Um daar is nie regtig Suid-Afrikaners in die rondte nie. En op dieselfde tyd het ek 'n konflik of so dis ook maar deels hoekom ek skryf en goed. My man het vat homself as 'n displaced European. So take it as you want. Ek kan dit okay. Because hy is heeltemal teen Suid-Afrika. Hy wil nie teruggaan nie omdat hy so gesukkel het om werk te kry en ons almal deur soveel drama is daar nie dat I mean ek het myself is
hijackings. Ek is in die motorindustrie, ek is gejaag met karre om karre te steel. Ek is op gunpoint aangehou terwyl ek op my eie gebly het in vereniging op 'n small ding. It was too beautiful. 'n Kliphuisie met elke ding. En ja, ek sit nog in die bad en praat met my vriendin op die telefoon en ek sê vir haar, "Ek hoor iets hier agter." Ek is seker dis seker maar rotte of iets wat in die gras rondhardloop. Die next thing gaan sit ek en ek het 'n nuwe laptop gekoop en ek sit nog alles om mekaar te laai en die heater is aan en is koud daar. En toe ek aan die slaap raak 1 uur, 1 uur het ek aan die slaap raak, 3 uur word ek wakker met 'n gun teen my kop. Ja. En jy weet, nou moet jy weet, ek het net 'n gown aan. Ek het Toe het die polisie al gesê die ouens was in die huis al gewees toe ek al aangekom het. Een van hulle was daar. So dan moet jy weet, girl, ons gaan bad en jy loop gou kamer toe om te gaan aantrek. Jy's op jou eie. Oh Mense man. sit hierdie ou vir my en kyk onder die tafel. Ek het nie 'n klou wie hy is nie. En hy's in my huis. Hy gewag tot ek slaap en toe het hy oopgemaak vir iemand anders om in te kom. Ja, mense gaan allerlei goed gaan deur mense mind en jy raak, ek dink ek is nou net bietjie anders, ek raak dit maar kalm en jy raak die moeder in die verhaal en sê daar's warm baadjies in die kas as jy wil hê, wat. Maar op dieselfde tyd moet ek so versigtig wees want ek lê net in my gown Mm. onder 'n kombers. Toe kom al die gown, die kombers van my af, net dadelik dink jy ARVs, HIV clinics naaste. Wat is die naaste wat ek kan gaan in Irak? Maar hy het niks gedoen nie. Hy het net die kombers kom gevat want hy het gepas by die kombers in die kamer wat hy gesteel het. Hulle het van my boetegoed gevat wat tamelik duur was. Alles met 'n plug is gone. Hulle het my extensions gevat, my haar extensions. Wat seker R10,000 worth extensions is. En 'n handsak wat ek later in die dorp gesien het, wat 'n ousie mee geloop het, maar ek kan nou nie vir sê dat ek het my handsak nie, want ek weet ek het hom spesifiek dinge so ek weer al is dis my handsak. Maar ja, ewen die polisie sê hoe ek nie daar dood is op wat ook al. So ek het daar gelê op so 'n uur en 'n half met 'n gun teen my kop. En toe hulle daar weg sit ek nog 'n uur gelê en toe hardloop ek af na een van die mynhuise om te gaan opkry. Maar it's what it is, ja. En dis een ding wat jy nie van Suid-Afrika kan wegvat nie. Die mense Ja. besef nie waardeur mense gaan daar nie. En ek dink nie eers dis 'n rasting nie. Ek dink dis net miskien ja, wit mense word getarget toe in 'n certain extent, maar ek dink dit is regdeur en almal praat nie daaroor nie. En dis scary, want it's actually so 'n nice land en die Dit mense is. is so cool en ons, maar it is what it is, you know. Ek is ouer, ek gaan nie terug nie. So I need to make this work. It's just what it is. Mm. Wat jy wel doen is as jy jou goed te post en al die goed wat jy skryf, gaan wel oor daai extra resilience en woema wat Suid-Afrikaners het. Ons Daarin van ons gaan deurdring, ons gaan vasbyt. will do it. Ja. Ja, wel. En ek dink dis combine met my Gen X, ons is ouer raak en ek is skorpioen, so I just don't back down. En as ek wel back down, moet jy weet, daar is literally no options. En maak dit nie maklik nie. Dit nie maklik nie. Ja, ek wil vra, kry jy feedback oor die goed wat jy skryf? I love it. Ek het nie een negatiewe feedback nie. Ek het actually, daar was 'n paar mense op 'n stadium wat as ek simple jokes maak het so sê, asseblief Tannie, en dan het ek nou die Afrikaanse laities wat so sê, dis maniere en wat ook al. En dan sê ek, dude, it's just a story. Relax, kalmeer net vir my, asseblief. Maar ek moet jou eerlik sê, op die goed wat ek skryf het ek nie 'n negatiewe feedback nie. Die mense almal lag. En dan het jy die audio duimpie, maar dit maak nie saak nie. Dit is vir my, het wys my hulle lees, so ek dink, ek glo nie eers, dis letterlik vir my vir die feedback nie, it's more of the, soos wat jy baie involved is met jou lees en jou art, is dit vir my 'n outlet, so ek skryf dit en ek wil kan gou my gat af vir myself, en it's something that's needed, so, Ja, ek dink is baie kyk jy sê nou dis baie saturated en ek is seker dit is maar daar's baie min goed wat ek nee, weet jy wat graag is hoop saturated? daar. Ek bedoel van, soos in Suid-Afrika sê ons brood, ek praat van sulke tipe video's, nie O die ja, humor nee. kant van dit. Almal doen ek wil raad post. Het jy gesien in die week was daar weer 'n post op wat iemand sê Altyd.
vra, luister sê iemand vir hulle asseblief, dis baie. Ek wil nie en dis hoekom ek my hele webwerf geredoet nou weer vir die 100ste keer. Um want ek kyk na die marke en daar's te veel raad. Almal gee raad en it gets too much. Want daar's altyd nuwe mense, which is cool. Maar jy wil jou ou mense nog steeds byhou. Um Almal wil nie gaan ek ag hier nog een wat vir my sê um oppas vir die kraag en die en dat dit raak too much. Ja. Ja, ek kan kyk op my tye of van my video's. As ek die manier wat ek sulke goed post, is daar letterlik 'n twis, nie eens 'n sekond wat mense kyk nie. So they watch the first 10 seconds en dan is hulle af van my video's af. So die ding is om aandag te hou en ja, Mm. ek explain jy like my goed. Dit is vir my super entertaining, ek love it. Vertel my die TikTok, waarom gebruik jy dit as platform? Wat het jou laat besluit om dit te doen? Is maar net musiek creative. Ek doen dit al vir jare. Ek doen dit al vir jare. So basies wat ek daar doen is ek create art met die Suid-Afrikaanse vlag en nee, gebruik maar nice AI graphics en goeders en ek combine dit met templates en musiek en sulke goeders en dit sounds very simple maar dit actually werk. Daar's nie gepraat nie en ek dink music is 'n general ding wat almal verstaan. Mm. En dis hoekom ek 'n following daai het. En soos weer eens ek geniet dit. As jy terugkyk en jy kyk hoe lyk 'n ding naai omgedoen het, dit nog cool. En dit laat mense net so 'n bietjie vergeet van al die issues. Mm. Wat dit om mense so ja, soos I said, I've tried the human thing daar. Om daar Afrikaans te gaan praat en my majority van my mark is European Nee, rock. dit gaan nie Die werk nie. mense lees dit nie, hulle verstaan dit nie en immediately gaan hulle af. En Mm. ja, so ek het nog 'n klein mark in Suid-Afrika met die TikToks. Maar ek sien mense is gereeld op my Facebook page. Soos ek sê, ek het al gereinvent vir die 100ste keer. Maar ek gaan nou meer in UGC in, User Generated Content. En natuurlik my skryf. Die plan is om heeltemal weg te breek van my 9 to 5 job. Ek vind dit mense is moeg as jy by die huis kom, dis moeilik om te skryf. As 'n mens geïrriteerd is, kan jy nie kreatief wees nie. Nee, nee, Jy kan nie, nee. want jy wil die hele tyd iemand aanval en dit is Mm. moeilik om jou brein gefokus te kry. So dit is die ultimate ding wat ek wil doen is om alleen te gaan. En ek weet nie, ek geniet glad nie die werk nie, ek moet jy eerlik sê. En dit is nie, it's not towards the work. Ek dink dit is soos mense ouer raak, it's not my interest, it's not my passion. Het is nie 'n ding wat flow nie. Dit is 'n ding wat ek moet forceer. En mense sit elke dag by jou werk en jy gaan hoe laat sit nou? 10 minute later. 10 minute later. En vir my mense lewe wens jy weg en it's not okay. Ek like om goed te doen wat op lyn is en I don't know. Maar soos ek sê, ons vat hom een ding op 'n slag. My kantoor is amper set up. En dan sal ek ordentlik, ek en my man is al besig hier om te rekord en so ek moet nou nog vandag sit en gou my pitch video's en goeders doen. Ja, en dit is alsmaar 'n learning curve want ek is nie gewoond aan kameras nie. Ek hou nie van kameras nie. Mm. Mm. En dan nou, dis nog 'n ding. Ek dink soos mense ouer raak jy allergies vir die goed. Maar mens moet leer om jouself te accept as you are. So ons gaan nou deur daai ding en ons is nou op video. So alles Mm. lesse wat ek nie so geleer het as ek nie hierdie kant toe gekom het nie.